Dag mevrou, ek hoop dit gaan goed. Ek is nou besig met my WSKA 321 kwartaalopdrag se vraag 2. Hierdie vraag gaan ek op GeoGebra Classic doen. So ek wil maar net van die begin af sê dit is waar ek nou besig is. So ek het vir my lekker groot op spasie nou hierso weet. Ek gaan begin, ek moet my tesalisasie konstrueer. So ek gaan begin deur om 'n polygon te selekteer en ek gaan vir my eers die vierkant konstrueer. Dis hy. Ek gaan my vierkant sommer 'n ligte pink inkleur. Reg, donkerder, dis hy. Right. Ek gaan hierdie vierkant gebruik om dan nou my tesalisasie te vorm, want ek voel hy is die basis waarby ons moet uitkom, om seker te maak dat al my hoeke van my 6 hoek wat hier in die middel gaan wees, dieselfde is. En hoe ek dit gaan doen is, ek gaan hierdie vierkant roteer op 'n punt. Nou ek het klaar my berekeninge gaan doen en ek moet hierdie vierkant 110 grade kloksgewys roteer, al die pad om tot ek 6 vierkante het om dan nou my 6 hoek te maak. So hoe ek dit gaan doen is ek gaan sê rotate around the point. Ek gaan my vierkant selekteer en dan sê punt. Dadelik begin ek met 120. Ek gaan sommer hierdie vir my kopie dat dit makliker is. So ek selekteer en die punt 120 en dan selekteer in die punt 120, selekteer in die punt 120. Daar sy. Nou as ek dit het, dan sien ek klaar, okay, my vorm is besig om bymekaar te kom. So ek gaan weer 'n polygon maak en ek gaan my 6 hoek dan aan mekaar sit. Hier sien ek klaar, okay, hierdie is klaar vir my 'n perfekte 6 hoek. En ek gaan sy kleur sommer ligte geel maak. Daar sy. Ja nee, kom ons maak dit ligte geel. En my driehoek wat bo voorkom, want daar is nie gate, daar mag nie gate in 'n tesalisasie wees nie. So hierdie driehoek gaan ek sommer ligte groen maak. Dis hy. Nou sien ek al klaar 'n oulike blommetjie daar. So ek weet die punte moet weggesteek word, maar ek gaan juist nou die punte gebruik om my rotasies te doen. So hoe ek dit gaan doen is die volgende. Ek gaan eers vir elkeen van my vierkante gaan ek 'n middelpunt maak. So hoe ek dit doen is ek gaan hier na midpoint of center en ek gaan vir elkeen 'n middelpunt gee. Nou gaan ek, want ek wil my driehoek ook roteer, maar ek kan nie soos met my vierkante dit net roteer om 'n hoek nie, want sy punte gaan nie aan mekaar raak nie. So as ek hom net roteer, dan gaan hy bo op hierdie vierkant land en net hierso 'n 6 hoek maak en dit is nie wat ek soek nie. So ek gaan hierdie middelpunte wat ek nou vir hierdie vierkante gegee het, gaan ek gebruik om my driehoek dan nou presies perfek in sy gaatjies te sit waar hy hoort. En hoe ek dit gaan doen is presies hierso ook by rotasie. So ek gaan gebruik rotate around a point. So ek selekteer eers die driehoek en dan die middelpunt. En dan sit ek ook, ekskuus, ek het heeltemal die kat aan die sterk weet hierso. Dit is nie rotate around a point nie, maar reflect about a point. So ek selekteer dit, ek selekteer eers my driehoek en dan die punt. En dan sien ek dadelik, okay, hy vorm mooi. En hy's klaar, hy's nog steeds geselekteer hierbo, so ek gaan net weer my driehoek en die punt, driehoek en die punt, driehoek en die punt, driehoek en die punt. Nou sien ek, okay, my tesalisasie is besig om hierso aan mekaar te kom, maar ek wil nog steeds die groot patroon vorm en hulle reflekteer tot op die punte waar hulle moet wees. So ek gaan hierso ek gaan show en hide, so ek gaan nou begin al my punte wegsteek, sodat ons daai mooi
nie mooi is om my werk nie. So ek gaan maar so maak. So ek haal nou net al my punte. Hierdie vat ongelukkig 'n bietjie tyd. Ongelukkig met hierdie middelste punte is daar 2 kolletjies wat bo mekaar is, dis 2 punte wat bo mekaar is. So mens moet hom 2 keer selekteer om dan nou die punte weg te steek. Of eintlik dan nou 3 punte wat op mekaar is. Ek moet sê ek is nie doodseker of daar 'n vinniger manier is. Gas nee, dis nie wat ek wil hê nie. Of daar 'n vinniger manier is om al hierdie punte weg te steek nie. As daar is, sal ek graag wil weet, want om een so te doen is 'n bietjie frustrerend. Ek gaan dan nou hierdie een punt gaan ek hier los, want dit is wat ek nou gaan gebruik om my tesalisasie te maak. So ek gaan hierdie punt gebruik, ek gaan weer sê rotate around the point en ek gaan hierdie punt selekteer. Wag, nee, ek gaan eers die hele ding selekteer en dan die punt. Dan gaan ek van hierdie uitgooi en dan gaan 180 intik en daar sien ek vol. Hy is geroteer. Dan gaan ek nou weer hierdie punt selekteer. Reg, dan gaan ek hier gaan ek vir hierdie 'n middelpunt gee. En dan die hele ding selekteer. So ek gaan weer na rotate around the point. Gaan die hele ding selekteer, daarso 180 en dan gee ek my dit. En hierso gaan ek net daai punt weer oopmaak. En rotate around the point. Die hele ding selekteer, daarso 180. Reg. Nou kom ek hier by my vorm wat by mekaar kom uit. Ekskuus mevrou, ek het nou net die recording gestop. Ek wil net gou net voor begin hierso, want ek sien ek gaan nie mooi die vorm maak waarvoor ek gesoek het nie. So ek gaan daar 'n punt sit en dan rotate around the point en ek gaan die hele ding selekteer en ek wil daarso reflect 180. Das hy. Ja, dit is meer wat ek wil sien. Reg, dan gaan ek hierso ook vir my in die point sit. Eintlik daarso en dan rotate around the point. Hierdie hele ding en daarso 180. Das hy. Ja. Nou begin ek sien meer wat ek wil hê. Reg. So dit is ons tesalisasie. Laat ek net al my middelpunte haal. Ek gaan so maak. Reg. Reg, dan sal ek 'n skermskoot neem van hierdie vir dan nou my eerste vraag. Hulle vra dan ook dat ons die angles van hierdie ook insit.
So hoe ek dit gaan doen is dan om net hierso wat dit sê angles, gaan ek net sê ek soek die driehoekies se angles, die vierkante en die heksagone. Soos ons kan sien as ons hierdie twee bymekaar plus dan kry ons 120, dis hoe ek geweet het om die vierkant te roteer 120 grade. So hierdie hoeke is baie belangrik om te weet hoeveel grade roteer ons vorms en so aan. En dan gaan ek ook sommer hierdie vier wat ek dan nou het, sal ek inkleur in oranje om dan te wys dat dit is ons simbool. So ons simbool is die eenvoudigste vorm van ons desalisasie en hierdie drie vorms saam is dan nou ons desalisasie vorm. Baie dankie mevrou, ek hoop hierdie maak darm sin en lekker merk. Baie dankie vir mevrou se moeite en lyding.